Goeiedag, gefokus. Ons sewende praatjie gefokus. En nou gaan ons kyk na die Here se kerk, sy passasiersboot, waarop hy is die kaptein van die passasiersboot, en ons is die passasiers wat saam met hom die lewe leef, wat hy vir ons in hierdie kerk beskik, en saam met hom is in hierdie lewe wat hy vir ons beskik. Die Here se kerk se passasiersboot. Waarom kom spirituele leiers met seremonies na ons toe in die kerk? Wat doen hulle? En die werklike geestelike verandering wat hulle bewerk met seremonies klink so. Hulle verander die middele wat die Heilige Gees gebruik om ons te verenig en met Christus te laat lewe. Die drie middele, die drie heilsmiddele, die bediening van die woord, die sakramente en die kerklike tug. Seremonies is 'n manier om daai drie middele te verander. Kom ons kyk 'n bietjie. Al die spiritueles wat met seremonies werk, gebruik Lukas 24 en Handelinge hoofstuk 1 en 2 om hulle seremoniële godsdienst te regverdig. Kom ons kyk 'n bietjie daarna. As die kerk die Here se boot is, sy passasiersboot, dan is daar 'n groot verskil tussen die manier waarop die personeel wat diens doen op die boot toegerus word om die diens op die boot te doen, teenoor om 'n boot toe te rus met wat nodig is dat 'n boot kan vaar op die water. Dis twee totaal verskillende toerusting. En dit is wat jy kry in Handelinge 24 en Lukas 24, en Handelinge hoofstuk 2. Kom ons kyk, toegerus as die werkers op die boot. Die Here stel dit in Lukas 24, so nadat hulle Jesus uit die dood sien opstaan het, of as die verheerlikte Here gesien het, aan hom gevat het, nadat hy uit die dood het opgestaan het, en dan vir die eerste keer weet die evangelie wat Jesus altyd vir hulle verkondig het, is die waarheid. Na hulle aan hom gevat, gekyk het, sê Jesus in Lukas 24 vers 44, daarna het hy vir hulle gesê, dit was my woorde, wat ek tot julle gerig het, toe ek nog saam met julle was. Dat alles wat in die wet van Moses en die profete en psalms oor my geskryf is, vervul moet word. Jesus het die hele tyd saam met hulle, elke keer vir hulle verduidelik, wat die wet, die profete en psalms, dis die hele Ou Testament oor die Christus aangekondig, verkondig en geopenbaar het hy gedoen. Daarop het hy hulle verstand geopen om die skrifte te verstaan, en vir hulle gesê, so staan daar geskryf dat die Christus moet ly, en op die derde dag uit die dood opstaan, en dat in sy naam bekering tot vergewing van sondes aan alle nasies verkondig moet word. Julle moet by Jerusalem begin, en getuies van hierdie dinge weet. En kyk, ek sal die belofte van die Vader na julle stuur, maar bly julle in die stad totdat julle met die krag van die hoogte toegerus is. In hierdie gedeelte kom Lukas en hy sluit af met hierdie onderskeid. Die apostels is nou getuig. Hulle is ten volle toegerus met die gawe van die Heilige Gees. Jy sal dit in die Johannes Evangelie aan die einde word daar gesê, en die Here het oor hulle geblaas en gesê, ontvang die Heilige Gees op hierdie selfe aand. Die gawe van die Heilige Gees wat hulle ontvang klink so. Daarop het hulle verstand geopen om die skrifte te verstaan. Die gawe van die Heilige Gees, blaas die Heilige Gees oor hulle. Nou ken ons die getuienis dat die Jesus is die Christus wat in die Ou Testament geopenbaar het. So hulle is ten volle toegerus om getuie te wees. Daar's niks nodig meer na hierdie openbaring van die Here se opstanding om hulle toe te rus. Dan kom die Here en sê, maar bly in die stad totdat julle met krag uit die hoogte toegerus is. En dit is dan die beskrywing wat jy kry in Handelinge 1 en 2, die uitstorting van die Heilige Gees. Wat is dit? En wat dit is, sien u in die preek van Petrus. Die eerste optrede van Petrus, jy kry die eerste preek waar die disippels die opdrag uitvoer, wees getuies, in Lukas, in Handelinge 2, vers 14. En dan staan daar uit die evangelie verkondig.
Jy moet onthou, Petrus het nie geglo Jesus gaan uit die dood uit opstaan nie, en hy het hom verloon, omdat hy geglo het, hy's 'n valse Messias, omdat hy gedink het, hy gaan uit die dood uit opstaan. Tot en met Sondag aand. En hier preek hy die opstanding van Jesus Christus. Nadat hy die opstanding van Jesus Christus en Jesus as die Here verkondig het, vra hulle wat moet ons doen, en dan sê hy, glo die evangelie, laat julle doop en keer weg uit hierdie ontaarde menslike geslag. Bedoelende is 3 dinge. Hy verkondig die evangelie, hy bedien die sakrament van die doop, en dit sluit dan die nagmaal later in, en hy roep hulle op met 'n kerklike tug, 'n evangeliese tug van, bekeer julle in die geloof weg van die tempel, met hierdie tempelrituele, en bekeer julle tot die geloof in Jesus Christus. Dit is kerklike tug. Wat is die wagopdrag wat hulle gekry het? Dit het so gedink. Die Here het gesê, ek gaan die kerk loods, soos jy 'n boot loods, en dan sal hierdie kerk met hierdie 3 middele werk. Die verkondiging van Christus is die engine, dit is die krag wat die boot aandryf. Die bediening van die sakramente is die kerklike kompas van die boot. Hy kan enige plek op die water gaan voer, want die sakrament wys altyd na Christus in hierdie lewe. En die roer is die kerklike tug van waarheen moet jy draai om op koers te bly. En die Here het gekom en gesê, ag nee, die Heilige Gees gaan hierdie kerk so toerus, sodat as hierdie middele gebruik word, sal die Heilige Gees self mense tot geloof bring en tot geloofsgehoorsaamheid. So, jy moet onderskei. Die eerste, hoe word die personeel op die boot opgelei? Is die lewe saam met die Here, maar nie soos wat die spirituele mense sê om gewoontetjies aan te leer en morele lessies te kry nie, maar om saam met die Messias te loop, sodat hulle Sondag aand sal glo, hy is die Messias wat moes ly vir sondes, en uit die dood uit opgestaan het vir sondes, en sondes vergewe deur mense wat tot hom bekeer en toekeer. Dit is die volle toerusting om 'n getuie te wees. Die kerk moet iets anders toegerig word. Die gawe van die Heilige Gees rus die kerk toe met diensmiddele waardeur hy as die Heilige Gees sal werk. En dis nie persoonlike toerusting. Die prediking van Jesus Christus is nie 'n persoonlike toerusting. Dis die toerusting van die boot, dis die engine van die boot. Die sakramente is nie die persoonlike toerusting van die disippels nie. Dit is die toerusting van die kerk. Die sakramente word aan die kerk gegee sodat die kerk rigting met die sakramente na Christus toe kan gee. En die kerklike tug is nie persoonlike krag, persoonlike middele waardeur mense persoonlik optree. Dit is die bediening van 'n kerklike mag. Jesus Christus se sleutels in die kerk. So, wat gebeur in alle spiritualiteit? Hulle maak asof die disippels halfpad toegerus was op Sondag aand, en toe op Pinksterdag die volle toerusting gekry het om as 'n persoonlike gawe, sodat hulle met hulle persoonlike lewe die krag het om nou met goddelike magte op te tree. En dit is net nie waar. Kom ons vat hom vas. So, hoe is die disippels toegerus? Deur die gawe van die Gees wat hulle verstand geopen het om die skrif te verstaan. Die Gees is oor hulle geblaas, Sondag, ten volle toegerus. Hoe is die kerk toegerus? Die Here het die kerk deur sy Gees toegerus met 3 middele, waardeur die Heilige Gees werk, kragtig 'n kerk bou, deur evangeliebediening, sakramente en tug. En dit is die kerk se toerusting. Nie die personeel wat diens doen, die disippels, op die boot van die Here. En op hierdie boot is lidmate passasier. Ons word bedien deur die kerk, 'n kerk wat deur die Here aangedryf word, deur die Here gerig en die Here op koers gedraai word. Baie dankie.